Welkom by hierdie spesiale indiepte ondersoek. Kyk, stel jou voor, jy vat 'n majestueuse roofvoël en jy kruis hom met 'n towenaar. Dit klink bietjie mal, né? Ja nee, dit klink beslis soos iets uit 'n fantasiefliek uit. Maar dit is presies die tipe fascinerende konsep wat ons vandag gaan uitpleis. Ons ontleë 'n buitengewone ooggetuieverslag uit 2015 by die Rietvlei Natuurreservaat. Die fokus is uitsluitlik op die swartbors slangarend. En weet jy, hierdie spesifieke waarneming gaan alles wat jy dink jy weet van hoe roofvoëls jag. Wel, dit gaan alles heeltemal op sy kop keer. Heeltemal. So om hierdie natuurraaisel regtig te verstaan, moet ons eers kyk na die geweldige spanning by daardie nes net voor die hoofgebeurtenis afgespeel het. Reg. Volgens die verslag was die waarnemer daar saam met Tiaan Miller en hulle het letterlik 3 ure lank gestaan. 3 volle ure. Sjoe, 3 ure is lank om net na 'n nes te staar. Dit is. En aanvanklik was daar glad nie veel om te sien nie. Daar was net 'n paar van daardie peet crows in sig. Maar na mate die tyd gestap het hierdie kraaie se aanvalle op die nes al hoe aggressiewer geraak. Hulle het regtig getuister en geraas. En dit is toe, daar het die bloute skielik beweging is. Dit blyk toe die wyfie swartbors slangarend was die hele tyd daar op die nes gewees. Presies, heeltemal onsigbaar. Sy was so perfek en stil versteek. Dit fascineer my. Dit is soos 'n intense hoë insette speletjie van wegkruipertjie. Hoe kry so 'n massiewe voël dit reg om vir 3 ure lank ongesiens te bly? Terwyl daardie kraaie letterlik haar tuiste aanval. Wel, dit kom neer op ongelooflike dissipline. Sy weier eenvoudig om haar posisie weg te gee, sy mors nie energie om met die kraaie te beklei nie, en sy doen dit vir een baie spesifieke rede, sy wag geduldig vir haar maat om terug te kom met kos. Wat ons reguit bring by die hoofgebeurtenis. Die spanning word meeteens verbreek wanneer die mannetjie uiteindelik opdaag. Maar hier is die kinkel. Toe hy op die nes land, lyk dit asof hy heeltemal met leë hande aankom. Of leë kloue as ons tegnies moet wees. Ja, as jy dit sien, dink jy mos dadelik uit sy jagtog heeltemal geval. 'n Mens verwag altyd 'n arend moet met 'n groot prooi styf in daardie kloue invlieg. Presies, maar hy het toe glad nie met leë hande aangekom nie, né? Glad nie. Daar was aanvanklik geen prooi sigbaar nie, maar toe sien hulle net so 'n klein stertjie van omtrent 10 cm by sy bek uitsteek. Sjoe. Dit was die stert van 'n gestreepte skaapsteker. Ag, die Psamophylex strita-ainiatus, vir die mense wat lief is vir die wetenskaplike name. Ja, daardie einste een. En toe begin die wyfie aan daardie stert gryp en trek. Dit klink letterlik soos daardie towertriek, weet jy, waar die towenaar daardie eindelose ry vasgebinde sakdoeke stadig uit sy mond trek. Dit is heeltemal bizar. Dit is 'n perfekte vergelyking. Terwyl die wyfie trek, bring die mannetjie die slang stadig op, gooi hy dit op, eintlik totdat die hele slang buite is. Dit was glo binne net 1 minuut verby, en toe vlieg die mannetjie weer doodluiters weg. Dit is absoluut fascinerend. Maar hoekom 'n hele lewendige slang insluk? Hoekom dit nie net agter die kop gryp en in sy kloue dra soos normale arende nie? Om homself en die kos te beskerm. Dink aan daardie aggressiewe kraaie in die omgewing. Deur dit in te sluk, versteek hy die slang veilig. En dit is baie meer aerodinamies om te vlieg, sonder iets wat uit jou kloue hang, as diewe jou wil jag. Reg. Maar wag, as dit in sy maag is, begin die slang dan nie dadelik verteer nie? Nee, hy bære dit glad nie in sy maag nie. Hy stoor dit in sy krop. Dit is so 'n rekbare, gespierde sakkie naby die keel, wat baie voëls het. Dit funksioneer letterlik soos 'n interne vragruim. 'n interne vragruim? Ja, die slang bly veilig daar, totdat hy dit vir sy maat kan uithaal, heeltemal ongedeerd deur maagsuur. Dit is regtig uitsonderlik. Ons het daardie onsigbare geduldige wagperiode van die wyfie, direk gevolg deur hierdie verborge aflewering van 'n heel slang uit 'n interne vragruim. En dit herinner 'n mens net weer aan hoe kompleks ekosisteme is. Sodra jy dink jy verstaan die reëls van die natuur, kom wys dit vir jou 'n tegniek wat jy nooit eers sou kon raai nie.
Presies. En dit is hoekom hierdie storie so waardevol is vir jou. As hierdie swartborsslangarende doodluiters heelslange insluk en dit later as 'n verborgde pakkie vir hul maats opbring sonder dat enige iemand dit sien, Dan wonder mens, ja. dan wonder mens verseker watter ander vreemde verborgde tegnieke van oorlewing speel elke dag reg bokant ons koppe af, terwyl ons heeltemal onbewus daarvan is. Iets om 'n slef in gedagte te hou die volgende keer as jy dink jy weet presies wat om jou aangaan.